18 minute voor 7. Goeiemôre, good morning. Nou, my volgende gas het 'n kleurryke loopbaan in die vermaaklikheidsbedryf wat oor meer as 40 jaar strek. As 'n musiekpromotor en publisiteitsbeampte het sy kunstenaars soos Guy Korsten, Bill Flynn, Rina Hugo, Annelie van Rooyen en talle ander. Hierdie is maar net om 'n paar te noem. Talle ander groot name bemark. Dis niemand anders nie as die ikoniese Lydia Winchester. Hallo Lids. Hallo Pieter, my vriend, hoe gaan dit met jou? Welkom terug uit Amerika, ons het jou so gemis. Baie dankie, baie dankie Lydia, ek is so bly. My paspoort is nou toegesluit, ek gaan nêrens meer heen van hier af nie, maar ek is so bly, ons gaan 'n bietjie cherrywits, soos jy altyd sê. Altyd, cherrywits. Net so in kort, vir ek dink daar's baie jonger mense wat nie regtig 'n idee het wie Lydia is nie. Hoe het jy in die musiekbedryf beland? Heel toevallig, dit was dag 1 laat, middag na 5, by Decibel Musiek, en die grootste man in my lewe was Boet Pretorius, die ou man, en ek het 'n onderhoud met die ou man. En nou het hulle ongelukkig het hy en maar Schuster, Leon Schuster, bietjie gaan lunch die middag, so hulle, en hy en Schuster besluit, Boeta, ons moet hierdie girl, okay, nou onderhoud hulle my. Want in daai jare was ek so proppe met die ou haartjies, ek 'n lang hare gehad, en die rokkie wat daar is, maar die beentjies, jy weet. En maar Schuster sê, Boeta, ons moet daai girl in diens neem, sy het baie mooi bene. Die res is geskiedenis. Oor die bene, ja, jy was ook mos 'n atleet, né? Ek was 'n SA-atleet, ja. Wow. So dit het nogal altyd vir jou gewerk, jy weet. Ek hoop so. Nee, nou eintlik is jy met die bene gebore, maar dit is 'n gawe van God wat jy ontvang het. Lydia, wie was jou eerste kunstenaar toe jy nou uiteindelik die... Jy gaan nie glo nie. Rika Keesenkamp, Rika Keesenkamp in die a cappella koor. Have you ever? en toe moes ek nou dit doen, en toe die volgende, toe Boet op daai stadium, ek weet nou nie wat, freelance PR's gehad, en ons gaan toe Kaap toe met Mashusa, en Boeta besluit net daar, kyk, hierdie is my PR. En ek is eintlik daai jare aangestel as die ouma se sekretaresse. En dit was nie 'n maand nie, toe ek die beheer van Decibel, dis waar toe die Rina's en die Karikas, weet my little heavy ever is natuurlik Annelie van Rooyen. En ja, dit is hoe my loopbaan begin het met André Swarts en Chris Leroux. Ek onthou nog toe ek vir die onderhoud gegaan het, Chris Leroux in die studio gesing en sê, wie die hel is dit? En ek het nie 'n klou nie wat 'n kwartlyn band is en sulke goed. Nou, daar's ek vandag en is soos ek sê, en ek kyk nie terug op wat ek gedoen het nie. Dit was 'n baie moeilike bedryf. Daai jare was dit makliker as nou. So ek kom maar net vir almal daar buite sê, hou moed. En hierdie jong PR's moenie dink hulle weet wat hulle doen nie. En ek is eerlik as ek dit sê. Dit is nie 'n maklike werk nie. Moenie dink jy's in die limelight die hele tyd nie. As ek publisiteit kry, ek het daarvoor gevra nie. Dis dan weer eens, dit kom van die Here af. Hy het my dopgehou en wat ek doen, gaan nie vir geld nie. Ek doen dit uit die liefde van die saak, want ek is met 'n rede gesit om 'n PR te wees. Daar sê en ons stem heel hartig saam, soos soveel ander. En jy weet, soos wat jy gesê het, dis moeilik. Of dit baie moeilik. Was dit maklik? Was dit moeilik? Want ek meen deesdae het jy nou goed soos TikTok en Facebook en al hierdie sosiale goed, maar hoe het jy kunstenaar destyds gebreek? Dit was baie makliker geweest as nou. Want jy het een radio, eintlik die Afrikaanse radiodiens en die Engelse radiodiens gehad. Natuurlik toe was daar LM Radio met Evie Martin, weet ek kom 'n lang pad met al die ouens. En toe ek die dag by eerste keer by die SAK ontdek, so ek nooit 'n man vergeet met die naam van Tinus Esterhuizen, Martin Lane. Hy het my kans, hy het my gevat en gesê, moenie bang wees vir daai ene, loop soontoe, gaan doen. Dis wat ek toe gedoen het. En daar was nie baie media nie. En wat vir my gehelp het, daar was nie die backyard studios nie. Dit was ordentlike groot ateljee's, soos 'n Decibel ateljee, wat lewendige musikante gehad het en regte mense wat in die koor gekom het. Molly Kelly en al daai ouens was deel van die koor, en Bobby Lowen. En dit is toe was dit maklik geweest. Nou is daar baie gemeenskapsstasies. Dis makliker in die bedryf, maar nee, jy moet die mark ken en jy moet jou mense, media speel die grootste rol. Dis nie 'n kunstenaar wat homself famous maak nie. Dis 'n spanpoging. En sê dankie, gaan op jou knieë en dank die Here wat die gawe vir jou gegee het. Met soveel groot name wat al saam met jou gewerk het en vir wie jy so gehelp het, het jy seker ook 'n boks vol herinneringe. Verskriklik baie. Daar's van die mooiste en slegste herinneringe. Die ding wat vir my seker in die lewe die slegste was, is toe hy selfmoord gepleeg het. En ek het onthou, ek het in my kantoor gestap en ek het die nuus aan Boet Pretorius gebring. Boet het in my kantoor gestap, jy onthou wel by Decibel. Hy het omgedraai, ek het hom vir 2 weke nie weer gesien nie.
En natuurlik Bill Flynn se dood in sy bed. Dit was en al hierdie goed wat gebeur het. Dit was net dis nie maklik nie, maar ek het 'n sterk persoon geword. Almal vat my aan. Ek voel anderste oor die dood as baie ander mense. Want onthou net, jy het 'n gawe ontvang en jy kry 'n leeftyd. Lewe elke dag voluit, want vandag is miskien jou laaste dag. Ek stem heel hartig saam. Nou, buiten die sombere oomblikke, watter hoogtepunte was daar, of wat het vir jou regtig surprise oor hoe jy hierdie kunstenaar nou uiteindelik deur kon laat breek? Wat lekker was daai jare, was so ek sê die Afrikaanse radiodiens, dit was Afrikaanse treffers met Edwin van Aarde. Wat vir my wonderlik was, is as jy in my voertuig ry en daar speel 'n liedjie, Vader, ek sê vir julle, baie meer as een keer wil ek kar net afskryf. Wie kom dit? Want ek couldn't be bothered hoe ek bestuur. Jy's so opgewonde. Jy het daai plaat, was ook nie CD's nie, SAIK toegevra. Wow. Jy het dit by die diskoteek gaan af. Daar speel dit. En natuurlik wat ook 'n groot hoogtepunt was, by Torina in Vlaandere gaan sing het. En ons het daar gebel van die ateljee af by die SAIK vir 'n onderhoud. Toe sy net 'n album uitgebring. Yes, en al hierdie goed, jy weet, en dit was net die mooiste goed in my lewe. Ek kan dit nie vergeet nie. En ek moet sê, nee, jy's ook iemand wat net aanhou. Jy weet, daai ou sê jy tree af of jy tree 'n bietjie uit, maar elke nou en dan kry ek ook 'n oproep, dan sê Lydia, luister, ek het gou-gou vir jou hierdie gesorteer. Is jy beskikbaar? Doen jy dit? Ja. Dis ook iets soos jy sê, dit is deel van jou. Dis deel van my. Ek sal nooit heeltemal kan aftree nie, maar ek wil dit rustiger begin vat. Jy weet, ek het hierdie wonderlike man in my lewe ook nou, en Antonie Lombard, ek en hy kom baie goed klaar. Dit is na 'n baie slegte egskeiding van amper 14 jaar, het ek nou weer iemand ontmoet. En dit is te die vir om weer so iemand te hê op my ouderdom. Ek het gedink, ek gaan op die rak sit vir die res van my lewe. Want kyk, ja, ek is vol bla bla bla, jy weet dit. Bla bla bla. Ek weet nie, Antonie hoor. Antonie, was dit toe ook die bene wat die deurslag? Ek dink dit is my mooi persoonlikheid gewees. Luister, ek het daarom net 'n interessante staaltjie wat ek moet deel hier op hierdie platform. En sy weet presies waaroor dit gaan. Ek was 'n jong kunstenaar en toe het ek ook destyds 'n serie of 'n kaset by julle afgelaai. 'n kaset afgelaai. En gesê, luister, ek is nou Pieter Koen en ek het al hierdie drome en dinge en ek het nog steeds die briefie, 'n Decibel briefhoof met Lydia Winchester wat nog getik en geteken het om te sê, jy sing baie mooi, maar op hierdie stadium voel ons nie daar's ruimte vir nie, maar moenie ophou nie. Dit was my ook altyd ding, moenie ophou nie. Ja, moenie ophou. Maar onthou net, was maklik daai jaar, nie maklik nie. Jy het 'n kontrak by Decibel gehad en ons het soveel gehad wat ons kon teken en opneem, want jy het net soveel geld, soveel budget. En that's it. Maar kyk waar jy vandag, ek moet jou geluk wens. Al die goed. En ek onthou nog, wie het jou eerste televisiewerk vir jou gekry? Ja, dit was Muka, soos sy ook in die bedryf bekend is. Dit was nogal 'n Elvin Breinders program dink ek gewees destyds. En iewers het ek nog 'n videoklip daarvan gesien. Is dit nie tekkies wat? Dit was net voor tekkies of na tekkies of iets was daar gewees. Ek kan nie eens alles onthou nie. Ek weet, ja. Maar dit was net amazing geweest. Watter kunstenaar was vir jou die deurbraak waarop jy die trotste is dalk? Guy Korsten. Hy was seker een van die wonderlikste mense om mee te werk. Die wat hom nie ken nie, hy was 'n gentleman. Jy weet, elke keer as ek moes alles altyd doen, Boet weet, hallo Boeddha, onthou net, I love you. En die volgende oomblik, as hy ingevlieg het van die Kaap, sorg dat hy hotel toe gevat word, jy mag nie 'n kaartdeur oopgemaak het, of selfs die aktetas met al die CD's, daai groot vierkantige tas wat ek gehad het, onthou jy, hy het dit alles gedoen. He was just to die for, 'n nederige mens. Maar as jy by die shows gekom het, toe hy nou weer begin optree, moes ek daai albums agterkom, want ek kan nie daar lees nie, dis iemand van vra, kom vra, waar sing jy lieflik? Vra van my PR, wat? Nee, kyk, ek moes daai goed uit my kop uitleer. Toe was ek nog slim en bright. Nee, jy's nog steeds slim en bright. Luister Lydia, hoekom is dit vir jou belangrik, of hoekom is dit belangrik, dat daar 'n goeie verhouding moet wees ook tussen die kunstenaar en die publisiteitsbeampte of die PR? Jy moet hulle ma wees, jy moet hulle vertrou. Sê net, jy vang nonsens aan, ek en jy weet waarvan praat ons. Kom praat met my, die media is my baie goed gesind, en as ek weet, wat jy weet, en jy deel dit met my, kan ek en jy, dan praat ons maar net, you know what I mean. En dit is vir my verskriklik belangrik.
En ek is baie kwaai. Dis hoekom daai kunstenaars verdink ek is te kwaai. Vlieg man, julle kan vlieg. I couldn't be bothered. Want op die einde van die dag, kyk, waar is die ouens wat in my glo en by my staan? Hulle bly, want hulle kry, ek meen, hulle was baie wat gaan praat oor wat ek al gedoen het. Maar ek maak nie saak nie, maar ek weet, ek is opreg, ek lieg nie, ek sê my ding, en as hy. En dit is deel van die sukses. Ek meen, hoeveel kunstenaars, as jy nou vinnig op jou kan Baie. dink, is al Ja, saam met jou ek kan gewerk. 30, 40, Ek meer. weet nie, man, onthou net, dis nie net ek alleen nie, dit is alles die musiek, jou platemaatskappy, natuurlik die seun van die Here. Hy besluit wie gaan dit maak of nie. Dis nie ek nie. Ek kan nie gaan in jou CD, jou nuwe track, na radio se keel afdruk nie. Dis hulle besluit. En ek neig ook nie. Ek sê my sê, en as jy met die helle maak, sê ek, okay, moenie worry nie, ek stuur net nie meer vir jou CD's nie. Lydia, ek wens so ek kon die bordjies verhang en vir jou 'n bietjie 'n briefie stuur om te sê baie dankie, daar is inderdaad ruimte vir jou. Baie dankie vir al die amazing werk wat jy ook in jou loopbaan gedoen het, vir die musiekbedryf beteken het. En soos wat jy altyd sê, môre lyk dinge anders. Excuse me, anders. En ek wil net sê vir almal, dankie vir die geleentheid, al die kunstenaars daarbey, maar ek moet die publiekie weggooi nie. Julle almal van die publiek, I love you. En 'n kunstenaar, hou jou voete op die grond, want die publiek som op. Hoe simpel is jy? I love you, bye for now. Die een en enigste, die legendariese Lydia Winchester. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning, en die res van hierdie onderhoude is ook later op ons YouTube kanaal. Elsa gesels net hierna met Leon van Nierop en Annie Milan. Hierdie ene wil jy nie mis nie. Ons gaan lekker kuier.